die Here gee dat elke oor wat hoor, ook die opname na die tyd, sal gaan oordink. Dit wat God vir ons in sy woord sê. Voordat ons voortgaan met die prediking, wil ek vra dat ons gesang 90, dat ons gesang 90 sal sing. Die van u wat die Psalm en gesangeboekies oopmaak, u sal sien dat daar 'n asterix is by dienaars. Ons gaan die twee reeltjies 2 keer herhaal. Die eerste keer sing ons, want u dienaars luister, en dan die tweede keer vervang ons dienaars met kinders, want u kinders luister ook. Kom ons sing dit bidend voor die prediking. Geliefdes, ons kerngedagte vir vanoggend se prediking is God se vernoot. En ek wil die prediking vanoggend begin met 'n voorbeeld van 'n skilder en hoe hulle te werk gaan. Ek weet nie of u al opgelet het wanneer 'n mens by 'n kunstenaar en 'n skilder staan, hoe hulle begin en so met die tyd hierdie skildery al mooier en mooier maak tot op die dag wat dit klaar is. En dan begin hulle soek na 'n gepaste raam vir hierdie kunswerk. Nou my raad vanoggend aan u as medegelowiges in ons Here Jesus Christus is dat ons werkswyse moet verander van die skildenaar of die kunstenaar. Ek wil hê dat ons vanoggend eerste die raam moet kies vir ons lewensskildery. En dan wil ek vanoggend by u pleit dat u God se wil die raam van u lewensskildery sal maak. Vir die eenvoudige rede dat hierdie raam, met ander woorde, God se wil, die filter sal wees waardeur alles wat in jou lewe ingesluit word, maar ook alles wat uit jou lewe uitgesluit word, deur hierdie filter filtreer sal word. 'n Belangrike ding wat u en ek vanoggend moet besef, is dat ons 'n keuse moet maak oor hierdie raam van ons lewensskildery. Maar ook wil ek hê u moet besef dat u en ek in 'n vennootskap met God is. Ons dink dikwels, en ek dink dis die meer algemene siening, dat ons passief hierdie doek is waarop God skilder. Dalk is daar 'n party van u wat sal dink ek is daarom hoogstens die kwas wat gebruik word, wat hierdie kunstenaar mee werk. En daardie gedagte van passief sit en wag vir goed om met ons te gebeur, is dinge wat uit die verlede uit oorgeerf is. Ons is as ware die jong mense, die studente daarbo, ons is half geprogrammeer om dit so te aanvaar. Maar Jesus se verlossing, sy sterwe aan die kruis vir elkeen van ons, moet jou en om my daartoe dryf dat dit moet verander. Die enigste ding wat waar is van die passiwiteit, is dat ons die verlossing in Jesus Christus ontvang het, voordat ons nog daarvoor kon vra.
Efesiërs 2 vers 8 sê, want uit genade is julle gered. En dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Weet jy, ek kon vanoggend my opgewondenheid skaars beteel en op pad van Kroonstad af hierna toe moes Annette dit nou maar ontgeld. Want ek was opgewonde om vanoggend vir u elkeen te kom sê, besef u, my broer, my suster, my liewe kind, dat jy 'n vernoot van God is. Deur die sterwe van Jesus Christus is hierdie goed reeds vir jou gegee. Jy is 'n vernoot van God. En nou is die vraag, as ons teruggaan na die voorbeeld van die skilder toe, hoe moet ek en jy nou begin skilder? Aan hierdie lewensskildery van ons eie lewens. En net soos die skilder of die kunstenaar, word so 'n skildery nooit in een dag voltooi nie. Net so kan ek en jy nie die hele jaar se belewennisse in een dag kom opgebruik nie. Iewers moet u en ek 'n begin maak. Nou moet u ook besef, geliefdes, dat dit alles wat hierdie kunstenaar doen, sien die buitestander nie. Baie van hierdie dinge wat gedoen word, is dinge wat in die agtergrond gebeur. Niemand neem kennis daarvan nie, niemand is bewus daarvan nie. So doen ons ook baie goed, waar niemand kennis neem daarvan nie. Dit moet egter nie afgeskeep word nie. Ek dink byvoorbeeld aan jou stilte tyd. Ons praat nie graag oor ons stilte tyd nie. Ek beleef by die studente, vandat ek nou hier by u betrokke is, 'n oplewing in die getuienis van hulle geloof, in die vorm daarvan dat hulle spontaan met mekaar begin praat oor dit wat hulle geleer het of gesien het of gelees het in die woord van God. So ons moet dit nie afskeep nie. Ons moenie ons tiende aan die kerk afskeep nie. Ons moenie ons tyd wat ons spandeer aan God in ons privaat lewe afskeep nie. En so terwyl die skilder besig is, dan staan hy kort so 'n bietjie terug. Dit is so asof hy net bietjie weer perspektief wil kry met dit waarmee hy besig is. En dit moet u en ek in ons lewens ook doen. Ons moet hierdie geleentheid inbou om perspektief te neem oor ons eie lewe. Ons moet geleenthede skep waar jy terugstaan saam met hierdie senior vernoot, en dan skryf ek senior vernoot met 'n hoofletter, bedoelende God drie-enig. Dan moet ons so 'n bietjie terugstaan saam met ons senior vernoot, en ons moet na hierdie skildery van ons lewens begin kyk, en dan kan ons sy raad vra of ons op die regte pad is, al dan nie. Soos u weet, kom die fyn besonderhede van 'n skildery gewoonlik eers heelwat later in die proses. Dit word dikwels oor en oor gedoen totdat dit reg is. En so sing ons ook in ons lied van die pottebakker en die klei, waar die Here ons vorm en ons maak soos hy ons wil hê. Ons moet hierdie besonderhede sorgvuldig nagaan en dit oor en oor doen totdat dit binne God se wil is vir ons lewens. Ons het in Afrikaans die pragtige woord van uitstekend. Ons moet probeer om dit alles wat ons doen, uitstekend te doen, want dit is tot eer van God. Ek kan vanoggend vir u sê, die Here sien die wêreld waarin u en ek lewe. Hy sien dat daar dinge skeefloop en dat daar groot onsekerheid is. Ons hoef dit nie vir hom te vertel nie, hy sien dit. En hy is ook hartseer daaroor. Maar weet u, geliefdes, ek dink dit waaroor die Here meer hartseer is die feit dat u en ek as gelowige nie 'n verskil maak in die wêreld. Omdat ons sit en wag dat spreekwoordelik iets uit die hemel sal val, terwyl God reeds alles uit die hemel gegee het, wat nodig is vir jou en vir my, om 'n verskil te maak in die wêreld. Hy het sy seun gestuur, om ons vir ewig van ons sondes te verlos, sodat ek en jy hoop het op die ewige lewe. En omdat hy almagtig en genadig is,
kom hy en hy skryf ons nie af nie. Daar is te veel getuienis van sy besig wees met jou en my as gelowige op hierdie aarde. Die belangrike wat u en ek moet besef, is God wil jou gebruik. Dis sy wil in jou en in my lewe. En nou kan jy vanoggend vir my vra, ja dominee, maar wat het dit nou alles met Paulus en met die Kolossense uit te waai? In hoofstuk 5 is daar verskillende verse wat 'n voorbeeld is van hierdie vennootskap tussen God en die mens. En jy kan dit gerus gaan naslaan by die huis. Die res van die Bybel het baie voorbeelde en wenke vir hierdie vennootskap. Paulus moes die evangelie verkondig en daarvoor was Paulus bereid om sy lewe te gee en hy het al sy tyd en al sy energie daaraan spandeer. Of hy nou in die tronk was, hy het die geleentheid gebruik. Hy het beplan en dan aggressief gaan uitvoer dit wat hy beplan het. Ek dink as daar iemand was wat geweet het en verstaan het dat 'n mens uit genade alleen gered is, dan was dit juis Paulus, want hy self was 'n bewys daarvan. Maar hy het die keuse gemaak, hy span homself in en hy gebruik elke geleentheid om hierdie genade by die mense uit te bring. In Kroonstad het ek 'n nuwejaarspreek gelewer en ek het gepraat oor die geleenthede wat God vir ons sê. En ek wil vir u vanoggend sê, 'n nuwe jaar, en almal van ons het nuwejaarsvoornemens, bestaan uit 365 geleenthede. En as ek nou vanoggend vir u elkeen persoonlik moet vra, wat het jy gedoen met die 53 geleenthede wat reeds verby is? Dan dink ek gaan ons almal staan en nie lekker weet wat met ons antwoord nie. Daar lê nog oor die 300 voor. Wat gaan jy doen met die geleenthede wat God vir jou gee om sy woord aan mense te gaan uitdra, om vir mense te gaan vertel van God se weldade in jou lewe? Daar is 'n dringendheid. Dit moet 'n saak van dringendheid wees wat u en ek beklemtoon, want dit is ons wat die geheimenisse van God ken, wat die genade ontvang het, en dis ons wat dus in die pad staan van die wêreld en God, as ons dit nie uitdra nie. So u en ek het 'n roeping om God se woord te gaan uitdra aan mense, sodat hulle kan hoor van God se genade en sy liefde. Die volmaakte wil van God vir jou is dat jy met die krag wat hy vir ons gee, dit sal inspan om te gebruik tot eer van sy koninkryk. Ek is oortuig daarvan dat as daar van ons gevra word om deur diens aan mekaar en aan die gemeenskap die evangelie te verkondig, daar 'n klomp vraagtekens gaan ontstaan. Geliefdes, ons moet uitkom by die punt van minder praat en meer doen. Jesus Christus was bereid om te doen, hy was bereid om sy lewe te gee. Wat is ek en jy bereid om te doen? En dan sal jy dadelik vir my vra, maar hoe gaan jy dit doen? Waar gaan jy begin? En weet jy, Jesus Christus vra nie die moeilike vrae nie. Hy sê begin deur jou eie lewe reg te maak. Vat jou eie lewe, tree 'n bietjie terug en kry perspektief. Onthou wat ons aan die begin gesê het oor God se liefde wat uit genade vergewe het. Daarom kan jy jouself van vooraf begin skilder as 'n heel mens tot eer van God. Hy gee jou die geleentheid. As jy klaar is met jou eie lewe, begin by jou omgewing. Begin by dit wat vir jou naby aan die hart lê. Begin by jou huis, begin by jou straat, begin by jou woonbuurt. Begin om Jesus Christus te lewe en nie net te praat. En as ek en jy Jesus Christus lewe, dan probeer ons nie ander mense verander nie. Nee, ons probeer eerder self verander deur ons geduld te oefen, deur dienslewering te oefen. Hardkoppigheid pas nie by 'n Christen
wat lewe tot eer van God nie. Want nooit in sy lydenstyd waarin ons nou in die kerklike jaar verkeer, het ek ooit kon lees dat Jesus Christus ongeduldig geraak het. Dat Jesus Christus nie bereid was om 'n diens te lewer. Nooit het ek gelees dat hy ooit hardkoppig was en in stryd was met hulle wat sy lyding aan hom toegedien het. En as hy genoem word die dienskneg by uitnemendheid, geliefdes, het ek en jy nie die opdrag om te gaan doen dit wat God van ons vra nie. Dit wat God se wil in ons lewens is nie. As 'n ander persoon naby jou dan moeilik is, dien hom in liefde. Dien hom deur om te gee vir sy persoonlike behoefte. Dit trek oor tyd mense nader. Dit help nie om te beskuldig nie, want dit stoot net weg. God vra vanoggend van jou en my om 'n verskil te maak. Ons is skilders wat 'n verskil kan en moet maak. En dis eenvoudig. Buk net terslag af en tel op dit wat vir ander ook belangrik is. Ek kan onomwonde vir u sê, want dit word gestaaf in die woord van God, dat God vir jou 'n mooi lewe wil gee, maar die mooi van die lewe lê in God drie-enig, nie in my eie koninkrykie en my finansiële bates nie. Die mooi in Jesus Christus kan alleen ontdek word in gehoorsaamheid aan hom, en dit is 'n keuse wat ek en jy nou moet maak. Is ek bereid om gehoorsaam te wees aan God of nie? Ons is nie meer verbruikers van die lewe of instandhouers van dit wat bestaan nie. Christus het jou en my 'n vernoot gemaak, 'n medeskepper van 'n beter en 'n nuwe bestaan. Want weet, waar God is daar nie chaos nie. Waar daar liefde is, kan daar mos nie haat ook wees nie. Waar daar 'n ek wil jou dien gesindheid is daar mos nie iets soos hoekom dien jy my nie? Waar lewensvervulling is daar nie leë en nuttelose gevoelens in ons lewens nie. En dan kan ons saam met Paulus sê, daarvoor span ek my in en beywer ek my met die krag wat God vir my gee. Oordink dit wat God bereid is om vir jou te doen bidtend. Dink of jy kans sien om hierdie uitdaging te aanvaar. God gee die lewe, vol geleenthede. Wat maak ek en jy met daardie geleenthede wat God vir ons gee? Amen. Ek gaan geleentheid gee vir stil gebed, en ek het so vinnig met Rian gereël dat hy vir ons doen slegs U wil, Heer, sal speel saggies in die agtergrond. Sorteer hierdie boodskap met God uit en maak vandag opnuut die besluit of jy die uitdaging aanvaar, al dan nie.